Put on the red shoes that you want to. Put on the red shoes that you like. Put on the red shoes that you never wore before. Put on the red shoes. Put on the red shoes that you like. Put on the red dress that you want to. Put on the red dress that you like. Put on the red dress that you never wore before. Put on the red dress. Put on the red dress that you like. Everybody's dreaming. So am I. Shoes that you want to. Put on the red shoes that you like. Put on the red dress that you never wore before. Put on the red shoes. Put on the red dress that you like. Van die Bybel, wat alles oor die hele woord gaan, oor hierdie eerste Adam en hierdie tweede Adam. Die hele Bybel draai rondom hierdie twee mense. Alles wat ons gebeur, gaan in hierdie twee mense saam. God maak Adam na sy beeld, uit stof uit, maar God was anders as ons toe God hom gemaak het. Toe God vir Adam gemaak is, was Adam man en vrou. Wat 'n leerstelling bring julle nou hier aan vir my, Frans? Toe God vir Adam gemaak het, het God Adam man en vrou gemaak. Hoe dit gelyk het, weet ek nie, want ons weet dit gelyk soos sy waker, en sy maker was goed genoeg om vader genoem te word. Alright. En dis hoekom ons hom ons vader noem. God is ook El Shaddai genoem, wat beteken the many-breasted one. 6 keer in die boek van Genesis, in die Engelse vertaling King James, verwys die woord na God as the many-breasted one. God het nie nodig gehad om voort te plant nie, God het self gemaak. Alright. En in Genesis 1 vers 27 sê die woord van die Here in Afrikaanse nuwe vertaling, en God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle gemaak. Nou hier kom die ding in. Die Here God het die mens gevorm met die stof van die aarde, en die lewensasem, en hierdie mens wat hy gemaak het, man en vrou, en hy het sy asem in hierdie mens ingeblaas, en dit het 'n lewende wese geword. Daar was niks in God wat nie volledig was nie. God het niemand nodig gehelp om hom te help om die mens te skep nie. The many-breasted one, God, created man and woman into his image. En Adam was na God se beeld en sy gelykenis gemaak. Alright. En Adam was anders as ons. Dit het niks te doen gehad met Adam se oog van sy klere en sy velklere nie. Hier was 'n hele ander spesies mens. Adam het vir 'n lang ruk in hierdie kapasiteit rondbeweeg, en hy was alleen. Die Bybel sê, he was all alone. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, man en vrou. Hoe lank weet ons nie, maar lank genoeg, dat die diere voor hom kon verbygaan, en aan die einde van die tyd, sê die woord van die Here, was daar geen een wat by hom gepas het nie. God het die mens gemaak
man en vrou. Nou is dit die eerste keer dat God na iemand kyk en gesê het, hoor wat sê hy, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. All alone. Alles wat God gemaak het was goed. Dag 1 was goed. Dag 2 was goed. Dag 3 was goed. En nou kom die Here, hy sê, dit was in God se rusperiode wat hy gesê het, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Laat ons die mens maak na ons beeld, en God het die mens geskape, man en vrou. Hy vat vir Adam en Leem om te gaan slaap. Hy sê, Adam, ek hoef nie weer in die stof rond te krap om iemand soos jy te kry nie. Hy sê, om by jou te pas nie. Hy sê, jy soos ek, jy's voldoende. Hy sê, al wat jy moet doen is, Adam, steek jou hand in jou sy en haal jou vrou binne in jou uit. Sy is reeds binne in jou. Dis wat die mense verstaan nie al die goed nie, want hulle hoor die woord nie altyd heeltemal reg nie. Die mense, laat ons mense maak. Dis Adam en hy sê, Adam, jy hoef nie weer rond te krap nie. Dit wat jy soek, jy soos ek. En uit sy uit, druk God sy hand in Adam in, en hy trek sy vrou, die mens wat reeds in hom was, uit hom uit. Bietjie kleiner. Adam word wakker en hy sien die vrou. Hoor wat sê Adam, hy sê, toe sê die mens, hierdie keer is dit een waar uit myself uit, sê Adam. Daar staan dit. Een wat soos ek lyk, daarom sal sy vrou genoem word, want sy is waar uitgehaal. Uit die man uit. So Eva was reeds binne in Adam, toe God die mens gemaak het. En dan hak hy af, hy sê in die King James binne, hy sê, and she's bone of my bone, and she's flesh of my flesh. En hierdie keer is sy een soos wat ek lyk, want sy is uit die man geneem. God het die mens gemaak, laat ons mense maak na ons beeld. Wat sê die woord van die Here? Man en vrou het hy hulle geskape. And she shall be called woman, sy the womb. Sy lyk soos ek, maar sy het 'n baarmoeder. Sy's bietjie anders as. That's why she will be called a woman, because she has a womb. Alright. En die rede hoekom ek haar kan vat, die rede hoekom jy haar kan vat, sy kom uit my uit. Dit gee jou die rede hoekom jy haar kan vat, want sy is myne. En wanneer julle saamkom, sal julle met ander woorde, en julle sal een word, want julle was een, en toe word julle twee, en as julle saamkom, dan word julle weer een. Sy was binne in Adam, hulle was een, en God haal vir Eva uit Adam uit. Hy sê, en wanneer julle saamkom, sal julle weer een word. En toe Paulus hom gereed maak om hierdie misterie in die kerk te openbaar, was jy syne, Christus in, voor hy nog, hoor julle wat ek sê, jy was reeds in Christus, voor hy nog gekom het. En ewesklik begin Paulus te praat oor die huwelik. Paulus wil ons iets van die kerk wys, van Christus as sy bruid, maar hy gebruik die huwelik as 'n illustrasie, om vir ons te wys hoe Christus se kerk, die bruidegom en die bruid lyk. En Paulus sê, hy sê, vrouens, wees aan julle eie onder mans onderdanig, nie aan al die manne nie, maar aan julle eie mans. En nou gaan die vrouens begin en sê, die vrouens so, maar as hierdie ding begin, die Here was aan Paulus aan kwaai op ons vrouens, geen wonder het al so op sy enkel rondgeloop en alles nie, maar wag, die manne se beurt kom, net nou. Want julle is een en julle funksioneer is eensaam,
Die woord van die Here sê, julle fit in mekaar in. Julle was een, toe word julle twee, gaan nou wat God se woord sê. En as julle by mekaar kom, ek kon nie 'n beter manier aan dink wat God die man en vrou gemaak het om mekaar in te fit, as wat dit nou tans gemaak is. Die God het dit perfek gemaak. Want as hy staan, die man, verteenwoordig hy teenoor haar, wat Christus teenoor die kerk verteenwoordig. Soos die man teenoor sy vrou staan, staan Christus teenoor sy bruid, sy kerk. OK. En ons, as Christus se bruid, is een in hom. En soos Christus oor sy kerk staan, so staan die man teenoor sy vrou. En Paulus wil vir die ouens iets wys oor hoe die man sy vrou moet hanteer, maar terselfdertyd wil Paulus vir die mense wys hoe Christus sy kerk hanteer en hoe sy kerk hom moet hanteer. Alright. Ons is een saam. Maar as hy hom domineer of gelyk met hom staan, breek hulle die tipologie wat Christus teenoor die kerk is en die kerk maak wat hy wil. As die vrou in die huwelik rebels teenoor die man is, illustreer dit 'n kerk wat rebels is teenoor 'n bruid wat rebels is teenoor Christus. Dis wat die woord van die Here sê. Hy sê vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Verwys na hoe die kerk aan Christus onderdanig moet wees. En hy gebruik weer eens die huwelik. En haar dominerende sekulêre gedagtes sit op dieselfde speelveld en hulle voel niks vir die huwelikie, net soos wat die wêreld niks vir die kerk voel nie. Want die oomblik wanneer die vrou die man domineer en hulle kom op dieselfde vlak, illustreer dit 'n kerk wat rebels is teenoor Christus en die vrou tree teenoor die man op, soos wat 'n rebelse kerk teenoor Christus optree en is op dieselfde speelvlak. En so breek hulle die ware beoordeling van hoe die kerk verband hou teenoor Christus. Die kerk kan nie maak wat hy wil nie. Die kerk is onderdanig aan Christus, soos wat die vrou onderdanig is aan die man. En as die kerk met Christus speel as hulle bruidegom soos hulle wil, illustreer dit 'n vrou wat rebels is in die huwelik en teenoor haar man maak wat sy wil en nie onderdanig is aan haar man nie. Sorry vrouens, die man sou deel toe kom nou. Geen net 'n bietjie kans, ek wil net iets wys nog verder. En die huwelik is nie 'n sekulêre ding nie. Die huwelik is 'n God ding. God het die huwelik gemaak om 'n foto en beskrywing te wees van hoe Christus sy bruid gaan lief hê. Toe God die huwelik gemaak en die man en die vrou, het hy gesê, soos wat jy teenoor haar staan, wat jou bruid is, so staan Christus teenoor sy bruid, sy kerk. En as sy kerk hom domineer, dan stel dit voor 'n huwelik waar die vrou op dieselfde speelvlak met die man kom en die man domineer en nie onderdanig is aan die hoof van die huis, die man nie. En nou sien ons hoe belangrik God die huwelik gemaak het. En hoe ons net oor al hierdie seksuele immortality en al die goed begin lees het. Not everyone is mature to live the married life. Why? Because your marriage is a picture. So when people look at your marriage, they can see the way Christ treat his church. Soos ek na Dawid kyk en my vir Petra hanteer, sê ek, die manier wat Dawid sy vrou hanteer, is die manier op Christus sy kerk hanteer. Die manier waarop jy onderdanig. So nou is ons huwelike ewe skielik nie meer 'n jolplek nie. Ons huwelike word 'n toonbeeld vir die wêreld. Dat hulle nou huwelik kyk en hulle sê, wow. Paulus kom met 'n ander stuk en ons mis nie, kom nog 'n bietjie verder aan julle. Sekulêre gedagtes kan gemanipuleer word. Wat hulle sien is die huwelik, wat hulle sien, maar die huwelik, wat hulle as 'n huwelik sien, die wêreld is nie 'n huwelik nie, dis 'n vennootskap tussen twee mense. Jy kan nou los, jy kan daar in Las Vegas nou, kan jy deur 'n drive-through op 'n Vrydag aand, kan jy nou trou. En dan kan jy nou 'n kontrak teken vir 6 maande. Return to sender. Ja. En as die ding nie werk na 6 maande nie, dan is die kontrak nie meer geldig nie. En volgende Vrydag aand gaan jy by 'n ander drive-through en dan skei jy weer daar. Vir die wêreld is die huwelik nie 'n godinstelling nie, dis 'n vennootskap tussen twee mense. Dis waarom die wêreld het nie 'n idee. Christus, waarom met al ek sê vir julle Chris, ek trou nie sommer met enige kappel vandag nie.
Want ek sê vir die kappel, as julle trou, en julle kan nie uitbeeld wat Christus teenoor sy kerk nie, gaan ek nie Jesus staan en van julle bespotting maak nie, want die mense in die huwelik kyk, moet hulle sien hoe lyk Christus sy kerk teenoor jou. Dan gaan julle vir baie goed sê, wat vandag vir julle baie gaan help. Luister baie mooi. Wat ons sien is 'n huwelik, is die hervereniging tussen Adam en die vrou. Want vir hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle twee sal hulle twee sal een vlees word. Nie by pa bly en ma bly tot jy 40 is, jy vrou het, moet jy move. En as julle saamkom, sal jy een vlees word. En wat hier gebeur is, nou bevind Adam in 'n verskriklike moeilike leersame posisie. Hulle was een van tevore, toe word hulle twee, en toe hulle saamkom, toe word hulle weer een. Want die oomblik as die man en die vrou 'n eenheid word, when they couple, they become one flesh. Hulle sal een vlees word. As jy lank genoeg getroud is, soos ons ou mense al, dan sal die tannie met 'n sin begin, as hy die oomie sin klaarmaak. You become think alike naderhand. En wat hier gebeur, sy is nou die sagte en sensitiewe kant van hom. Sy is die kromosome wat met hom verband hou. En in orde vir hulle om een te word, is om met haar te kappel en hulle 'n eenheid te word. Sy is in hom, sy kom uit, hulle word een, hulle kappel, en sy word eintlik die ander kant van sy brein. Want hy is nie net man alleen nie, sy is nou in hom, sy help ontdek om die ander kant van homself. Dis waarom 'n man useless is sonder 'n vrou. 'n Man is useless. En ek dink hoe Adam daar gesit en toe daai laaste gorzimpasie wyfe verbykom, hy kyk so, hy sê, "Joe, dit lyk dan maar." God het gesê, dis tyd dat ek die vrou uit hom uithaal, dat hy haar kan sien. Maar when they couple, when they become one flesh, dan raak sy die ander kant van sy denke. Hulle word een vlees. They become one flesh. Soos wanneer ek toe Christus ontmoet het, en hy my kom woon, toe word ek in Christus een. Alright, ek gaan 'n bietjie aan. Sy dink met die teenoorgestelde kant van die brein. Dis waarom 'n vrou so dink, 'n man dink met die ander kant van die brein. Hy dink so en sy is die kant in. So help die twee mekaar. Maar wanneer hulle saamkom, het hulle totale eenheid in hulle denke. Wanneer hulle saam 'n eenheid word, en hulle saam hierdie goed verstaan, dan dink hulle emosioneel, seksueel en vleeslik op dieselfde vlak. When they become one flesh. Sy is die eiersel en hy is die sperm. En as hulle mekaar touch, if they become one flesh, bring hulle vrugte voort. En hierdie vrugte is die goedjies wat hier rondhardloop. Dis hierdie klein goedjies. Kinders. Die oomblik as hulle kappel en een vlees word, bring hulle vrugte voort. Natuurlike vrugte, en daai vrugte is mense. En dis die misterie tussen Christus en die kerk. Die oomblik as ons Christus aanraak, bring ons vrugte voort, en daai vrugte is geeskinders. So jou werk is eintlik eers om te kappel en 'n vleeskind te maak, en dan daai vleeskind 'n geeskind te maak. Dis waarom pastoor Chris, julle pastoor Chris, en ons wat in die bediening is, julle almal, ons kan sê, hierdie is my geeskinders. Want dit is kinders wat jy gehelp het om met Christus te connect. So met ander woorde, as die man en die vrou kappel en hulle word een, dan bring hulle natuurlike kinders voor. Maar wanneer ons met Christus kappel, word ons een. En agter hierdie hele misterie, agter alles hierdie goed wat plaasvind, agter hierdie hele plan wat God het, begin Satan met sy komplot teen die mens. Satan sien wat God beplan. Onthou toe God gesê het, hy sal die mens maak, God kan nie foute maak nie. Maar God het geweet toe hy in die Seun en die Heilige Gees bo in die hemel staan en sê, ek gaan 'n mens maak na my beeld en gelykenis, het God geweet dat hierdie mens gaan 'n fout maak. En ek glo in my hart, julle moet my reg help, God het gesê, Seun, sal jy gaan 'n mens word en die prys betaal, en Heilige Gees sal jy hom gaan ondersteun daar, want as God ons 'n klomp robots gemaak het, kon ons nooit ons eie wil gebruik het nie. Like a puppet on the string. Dis waarom iemand nou daar gepreek het, by spesifiek Wieke, toe sê,
Ons kan 'n mens bring tot op 'n punt, maar hy het ou se eie keuse, wil hy God dien of wil hy God nie dien nie. Nou spreek ons long uit, hy kledingpastoor preek nou, hy sê, ek stoot julle met die kruiwaard tot voor die hemel, en spring in die hart op julle weer hel toe. Hy sê, ek is moeg vir julle. OK. En Satan begin, en hy kom om die eenheid tussen man en vrou te breek. En tot vandag toe, sal Satan alles in sy vermoë om die eenheid tussen man en vrou te breek. En Satan begin met sy plan, en hy begin waar? By die vrou. En die toets vir die eerste Adam is die volgende. Want is die vrou wat haar hand uitgesteek het om van die vrugte, die verbode vrugte te vat. En sy kyk vir hom en sy offer vir hom van die vrugte. Dis wat die Bybel sê. En die eerste Adam besluit, hy is te lief om vir haar nee te sê. En God het gesê, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterf. En Adam sê, Here, hierdie poppietjie wat U my gegee het, ek is eerder bereid om saam met haar te sterf. En hy vat van die vrugte en hy eet die vrugte. Hier is die eerste Adam se probleem. Hy was liewer vir the gift as for the giver. Hy was liewer vir die geskenk wat God hom gegee het, as vir die gewer van die geskenk. En die vrou steek haar hand uit, sy vat van die vrug, en Satan begin met die komplot teen die mens, en hy offer van die vrugte vir hom. Daarom sê die Bybel, dit was die vrou wat verlei was, en nie die man nie, wat verlei was nie. Toe hy van die vrugte geëet het, was dit nie haar besluit nie, dit was sy besluit. Alright, ek gaan 'n bietjie aan. En so veroorsaak hy die val van die totale mensdom. En elke mens, en elke man wat misluk in Adam. Elke persoon op hierdie aarde wat val in Adam. En niemand word gespaar nie. Sy was die een wat verlei was, maar hy was die een wat die besluit gemaak het om van die vrugte te eet. OK, kom ons gaan 'n bietjie verder. En omrede hy besluit het om saam met haar te sterf, breek daar chaos in die koninkryk uit. Hoekom? Want die koninkryk, want 'n koninkryk is 'n koning se domein. En as die koninkryk val, dan val alles wat onder hom is. En toe Adam besluit, hy was die koning-priester van die tuin. En toe hy besluit, dit was sy domein, toe hy besluit om van die vrugte te eet, toe val sy koninkryk in mekaar uit. Toe staan hy en sy vrou en hulle 2 kinders aan die ander kant die Efraat rivier. En hulle kyk so terug na die tuin van Eden. En die laaitie stam so, hy sê, pa, hoe kan ons nie meer bla bly nie? Hy sê, want jou ma het ons daar uitgevreet. Maar dit werd mag wees, ek noem het om julle gevra dan nou. Ek noem het net vir julle met julle gevra dan. Want toe die koninkryk val, toe val die man is die hoofpriester van huis. Dit was om Josua 24 sê, ek en my huis sal die Here dien. Dit kos 'n man om op te staan en sê, hier is my huis. Dis my mense wat God aan my toe vertrou het. Ek staan elke plek wat ek my voet so neersit, sal God vir my gee. Ek gaan 'n bietjie aan, julle gaan nou die beste sien. In die oë van God is daar net 2 manne gemaak, ooit. Net 2 manne. Die eerste Adam en die tweede Adam. En hier kom dit nou. En enigiets anders wat gebore was uit hulle gebore. Uit die eerste Adam is al die vleesmense gebore, ons wat hier so sit. En uit die tweede Adam is al die geesmense gebore, wat hier sit. Daar's nog, die Bybel beskryf nooit 2 ander mense, daar's net 2, in God se oë was daar net 2 mans ooit gemaak, wat die hele mensdom verander het, en dis die eerste Adam, en die eerste Adam word die vleesmens uitgebore, en die tweede Adam kom die geesmens. En luister, sê die woord van die Here, toe die eerste Adam val, het ek en jy 'n keuse gehad, toe hy val, toe val ons almal, saam met die eerste Adam. Hoor wat sê Romeine 5 vers 18, so het een daad van gehoorsaamheid, dis ook gelei, tot die vryspraak, en die lewe vir almal. So sorry, ek het hierdie gemis. Luister hierso.
soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir wat? Alle mense. Toe die eerste Adam val, toe val die totale mensdom. En elkeen van ons wat gebore word, as ons gebore word, word ons in die eerste Adam in sonde gebore. En dan sê Romeine, so het een daad van gehoorsaamheid ook dus gelei tot die vryspraak en die lewe van almal. In die eerste Adam in die mensdom geval, en die tweede Adam in die vryspraak gekom van die mens. Kom ek gaan 'n bietjie aan. Dit maak nie saak of jy rooi, pink, wit of swart is nie, Afrikaans, Engels, Duits of Fries nie. Nie een mens het ontsnap nie. Toe Adam val, toe val al die mense. God het die mens gemaak uit een bloed. En toe Adam misluk, het die hele bloed misluk. Waar is die lewe van die mens? Die lewe is in die bloed. Waar is die sonde? Die sonde is in die bloed. Hoekom dink jy as mense rondloop, die eerste wat hulle doen, as jy by die hospitaal kom, dan druk hulle 'n naald aan jou, dan trek hulle 'n naald uit jou, dan toets hulle jou bloed. Want alles van die mensdom is in die bloed saamgevat. Die lewe van die mens lê in die bloed. Hulle kan bepaal of jy hartkwale het. Hulle kan bepaal of jy HIV is. Wat is dit? HIV. Alles lê in die bloed. En God het die mens gemaak met een bloed. En luister baie mooi, toe Adam misluk, toe misluk die bloed. Want die lewe van die mens lê in die bloed. Hoor wat sê die woord van die Here? Hy sê, for the life of the flesh is in the blood. As ek nou vir Dawid vat en ons suig sy bloed uit. Daar lê. Dis waarom hulle die oomblik as jy in 'n motorongeluk kom, die eerste wat hulle sê is daar bloed. Die man kort bloed want hy verloor bloed. Sonder bloed kan jy nie lewe nie. For life is in the flesh of the blood, and I have given to you on the altar to take away your sins. For it's in the blood which make us free from sin, because of the life in it. Die bloed reinig my. Die bloed was my. Die bloed heilig my. En toe die eerste Adam val, en dit maak nie saak wie hy is nie, die lewe van die mens is in die bloed. En toe die eerste Adam val, wie die eerste bloed laat vloei? God self. Hy het 'n lammetjie gesny en het die vel gevat en hy cover Adam en Eve in the blood. En hy offer die vleis op 'n altaar vir die sonde van die mens. So iets moes sterf. Iets moes doodgaan sodat 'n ander persoon kan lewe, kan vergifnis kry. Julle ken almal daai gedeelte van die Bybel. Jou net nou 'n mooi ding raak gelees. Toe Adam en Eva God self hulle klere gemaak het vel uit. En wie Christus daar het julle opgesaai, die bloed reinig my gewete, die bloed was my skoon, die bloed heilig my. Toe Adam en Eva val en God het self die lammetjie geslag en hulle toegedraai in die vel van die dier. En daai lammetjie is geoffer vir die sonde van die mens. Want die lewe is in die bloed. En toe die sonde is nie, hy sê dit baie mooi, hy sê, for the life is in the flesh of the blood. And why is it in the flesh? To take away your sin. O, die bloed van Jesus. Hoekom sing ons dit? Dit was my witter as nie. Chris, hoe kan ons ooit die bloed wegwys? Hoe kan ons ooit die bloed van die lam? Hoe kan ons dit ooit wegwys? Die lewe is in die bloed. En ek weet julle moet nou reg help. Dr. Isaac Burger het 'n verskriklike interessante ding getuig in 'n tydskrif geskryf. Hulle sê, nou moet julle my help. Dit is wat ek gehoor het. Hulle sê toe Jesus gekruis is op Golgotha, het die tempelmeubels was weggesteek onder Golgotha. Ek het nie eens geweet daar's 'n ding gewees nie. En toe Jesus sterf aan die kruis en die aarde oopskeer, het Jesus se bloed gedrup in die verbondsark. Lyk my dit reg onder in die middel van die kruis, waar die kruis. En Jesus se bloed het deurgedrup op die verbondsark. Dis maar net wat ek gehoor het, Dr. Burger. Die mercy seat, ek weet nie hoeveel het, ek het nie dit gebestudeer nie. OK. Maar na die volëinding van die tyd, ons weet dat die hoofpriester moes ingegaan het. Ek is nie so op die Ou Testament so hoog ingestel nie, maar ek weet een keer 'n jaar moes hy is dit reg, Chris, julle moes hy vir die sonde van die volk ingegaan het. En die lammetjie moes sonder gebrek gewees het. En die volk het buitekant gestaan en dan het hy deur een of ander proses gegaan. En dan het hy by die offeringsding gekom en dan het hy hierdie bloed geoffer tot vergifnis van die mense se sonde. En as dit dan na plaas gevind het, dat God die mens so bloed moes gevloei het.
tot vergifnis van sonde. En aan die einde van die tyd stuur God sy seun, die tweede Adam. En hierdie seun word gebore uit 'n maagd en hy word Jesus genoem. En die tweede Adam kom voltooi in homself. En hy kom in die vorm van 'n womb. Maar wat interessant is, hy kom met 'n maag uit en dis nie 'n natuurlike geboorte nie, dis 'n wonderwerk geboorte. Here, hoekom so? Want God moet iets doen. Nie 'n aardse vader nie, maar 'n goddelike vader, omdat daar nie 'n aardse vader was nie, was daar ook nie besmette bloed nie. Want ek moet die bloed skoon kry, because the life is in the blood and the sin. En hy stuur sy seun en daar was geen besmette bloed in sy seun nie. Nou hoor ek 'n interessante ding. Ek weet nie wat waar is. Hulle sê toe hulle daai bloed vat en afkrap van die verbondsark af en hulle toets dit. Toe het hulle net vroulike kromosome in daai bloed gekry. Geen manlike kromosome nie. Want die Heilige Gees het vir Maria, as ek reg julle, bevrug. So God doen 'n baie groot ding. En hier sien ons nuwe skepingsmateriaal en die tweede Adam, Jesus, het ons nie te doen met die bloed wat besmet is nie. Daar's geen bloed wat besmet is nie. Dis nie die bloed van by die val van die eerste Adam nie. Sonde is in die bloed. En hierdie tweede Adam kom en hy beweeg vir 32 jaar op die aarde rond, vir 33 jaar en vir 3 jaar van sy en hy begin onder die Jode te werk en die Jode ontvang hom nie en die vroutjie sê, Here, ons is bereid om vir die krummels te eet van die tafel afval. Menende, Here, ons is bereid, U is die brood van die lewe om die liggaam te eet. Maar die Jode is nie eens bereid. Hulle het die hele brood, maar hulle weet nie as jy die brood eet nie. En hierdie Jesus beweeg rond en hy beweeg onder die mense en hy sê, die seun van die mense het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. En so gaan hy rond op die aarde. En 'n skrifgeleerde kom by hom, hy sê vir hom, hy sê, Here, ek sal die vorm, hy sê, wow, jy verstaan nie mooi nie. Hy sê die voëls het neste en die jakkals het gate, maar die seun van die mense het nie plek om sy kop neer te lê nie. Maar dieselfde Vader wat die eerste Adam gesê het, ek gaan iets uit jou voortbring, vat nou die tweede Adam en sê vir hom, as jy vir my kruis toe gaan, sal ek iets uit jou voortbring. Dieselfde Vader wat by die eerste Adam gesê het, daar's iets binne jou, ek sal jou iets uit jou voortbring. Sê nou vir die tweede Adam, ek sal iets uit jou voortbring. En die tweede Adam sê, in die tuin van Getsemane, bid hy, sê, Vader, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Hy sê, Here, as ek hierdie pad moet stap, laat ek dit doen. I will still do what you want. En as dit is waar ek moet gaan om my vrou te kry, kap die spykers deur my hande en kap die spykers deur my voete. Kyk hoe kom Paulus, en Paulus vat die huwelik. Die eerste Adam val, daar sonde in die bloed, die tweede Adam kom en hy sê, Vader, as dit wat ek moet doen om my vrou te kry, kap die spykers deur my hande, deur my voete, en kyk wat gebeur. En die eerste Adam, die man Adam, toe hy geslaap het sy hand in sy sy gesteek en sy vrou uit hom gehaal. En die tweede Adam, toe in die kruis van Golgotha was, steek die Romeinse soldaat die spies in Jesus se sy. En ons sê, wow, dis verskriklik. Maar op dieselfde plek, waar God die eerste Adam se vrou uithaal, haal God die tweede Adam se bruid uit. Ek en jy wat hier so sit. En hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, want dis my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat uitgestort is tot vergifnis van baie sondes. En dis hy weet, hy sê, as jy my weet, hy sê, dis my bloed. En ons dink, wow, hier staan die Romeinse soldaat onder die, en presies op dieselfde plek, ek reken maar, waar die eerste Adam sy vrou gekry het, steek die Romeinse soldaat sy spies, en God haal sy kerk uit Jesus se sy uit. En toe die Nuwe Testament kerk uit sy bloed uitkom, kyk hy na die kerk en hy sê, daar's my vrou. En die kerk, Chris, ons kyk op en sê, daar's ons bruid. Bruidegom, gewas deur die bloed van die lam. 3 manne gaan kruis toe. Hoor baie mooi. Die eerste man aan die een kant van hom sterf in sonde. Die ou aan die ander kant van die kruis
sterf as gevolg van sonde. Maar hierdie man sterf vir sonde. En die belangrikheid van alles is, hier sien ons nou die verskil tussen die eerste Adam en die tweede Adam. Die eerste Adam sê, hierdie vrou wat ek vir my gegee het, Here, ek is so lief vir haar. As hierdie vrou sterf, is ek bereid om saam met haar te sterf. Die tweede Adam sê, omdat my vrou dood is, Here, sal ek vir haar sterf. Is die verskil tussen die eerste en twee. Amen. Jy sê Chris, weet jy wat? Julle Christen, ons wat in die bediening, daar's geen wonderliker ding anders om vir mense te sê. En maak dit nie in die eerste Adam nie. Nou sy bloed. Jou Chris, ek wil dit afneem voor ek ry. Is nou snaaks dat ek nog gister in die bloeddebat kom met my maale. En ek kom stap in en it's all about the blood of Jesus. Die eerste Adam sê, Here, hy sê as dit die prys wat ek moet betaal om my vrou te kry. Nogtans jy my wil nie, Here. Maar kap die spykers deur my hande en deur my voete. As dit die prys is, Here, om my vrou te kry. En nou gaan hy aan. En so sterf die tweede Adam aan die kruis vir sy vrou. En hy is onskuldig aan haar sonde. Die eerste Adam sê ek sterf saam met my vrou. Die tweede Adam sterf aan die kruis. Onskuldig vir woede, vir jaloesie, vir luiheid, hoogmoed, welis. En die tweede Adam sterf aan die kruis en hy verlos sy vrou van haar sonde. Wow, ouens. Hier sit ons. En Paulus kom met 'n geweldige stelling. Ek hoop hou nog 'n bietjie vas. En nou word hierdie misterie van die kruisdood vir ons duidelik. Hy het dit gedoen vir sy bruid. Dis geen wonder hulle noem dit sy passie nie. Ek het gewonder hoe het hulle hierdie movie genoem? The Passion of the Christ. It was his passion to die for his bride. Dit was 'n passie vir hom om vir ons kruis toe te gaan. Dit was 'n passie vir hom om vir sy vrou te sterf. En hy toe hy kry toe sy nie toe lewe nie, sy's dood. En ek dink toe ons hierdie fliek gemaak het en hulle gebruik die woord 'n passion. Dit was sy passie om vir my en jou te sterf. Dan sien ons hierdie liefdesverhouding tussen Christus en die kerk. En nou kyk ons na die kerk en ons sê, hy sê, daar's ons man, daar's ons bruidegom en ons verlos. En hy kyk en hy sê, daar's my vrou. En ons kyk Sondag, want die Christus voor staan en preek en julle daar op die plotte. En die mense staan op 'n Christus sê, daar's ons bruidegom en hier is die bruid. En ons kyk op en sê, dankie. Daar's ons man. En hier is die vrou. En ewe skielik ontstaan hierdie liefdesverhouding tussen ons en Christus. Nou gaan hy verder aan. En met dit in gedagte, hier kom dit nou. Met dit in gedagte, ouens, sê Paulus, vrouens wees aan julle eie mans onderdanig, net soos julle in julle onderdanig is. Efesiërs 5:23, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. En ewe skielik kom Paulus en sê, ouens, ek wil julle nou iets wys. Hier kom 'n baie interessante ding nou. Hy sê in Efesiërs, hy sê, net omdat julle gevra daarna, sê Paulus, wil ek dit net vir julle noem. Die man is die hoof. Ek kom net hier aan gaan deel 2. En toe Paulus hom gereed gemaak het om hierdie misterie te openbaar, om dit openbaar te maak in die kerk, begin hy oor die huwelik te praat. En dis die misterie tussen Christus en die kerk. Die eerste vlees Adam sal saam met haar sterf en die tweede vlees Adam sterf vir sy vrou. En nou sê die woord van die Here verder. In Efesiërs 5:24, hy sê, en soos die kerk aan Christus onderdanig is, so moet die vrouens aan alles aan hulle mans onderdanig wees. Hoe lyk 'n onderdanige bruid? Een met dieselfde, ek wil dit nou, die mense onderwerp en kom ons los nou, dan gaan hy verder. En die probleem is, as die vrou nie aan die man onderdanig is nie, dan breek sy die orde wat Christus teenoor die kerk het. Okay vrouens, ons kry hom nou lekker pas. En sy stel iets voor in 'n huwelik wat rebels is. Ons kry hom nou lekker pak sla, die vrouens. Dis dan nou tyd, maar kom ons gaan 'n bietjie verder. En kan ek baie vir jou sê, die gevaarstelik is 'n vrou wat 'n Jezebel in mans ook, wat wil domineer. Dis baie gevaarlik. Ag, ek kan dit nou los. Nou kom Paulus, hy sê, manne, julle verstaan nie mooi nie. Hy sê, en julle moet julle vrouens lief hê, soos wat Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Nou begin die bolgame te swaai. En die groot ding hier, die huwelik is nie die probleem nie. Die huwelik is 'n illustrasie van
hoe God teenoor sy kerk optree. Paulus wys ons niks. Hy sê manne, ek wil sommer net vir julle noem. Hy sê, so vrouens, julle moet julle mans onderdanig wees. Hy sê, maar manne, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Christus sy bruid lief gehad het en daarvoor afgelewer. Met ander woorde, God wil die mensdom iets wys van Christus in die kerk. En wat doen hy hier? Ek en jy vandag hier, wat in die huwelik van God staan, gebruik hy as 'n illustrasie om vir die wêreld te wys hoe Christus teenoor sy kerk voel. Hy wil die misterie van die kerk openbaar. En hier kom die groot ding. God daag jou huwelik uit. Hierdie naweek. Om dit 'n opoffering aan hom te maak. Sodat mense wat nie die misterie van die huwelik verstaan nie, na die huwelik kan kyk en so die misterie van Christus in die kerk kan verstaan. Not everyone is maturely loved to live a married life. It takes a certain type of aptitude, grace. Because when people look at your marriage, they want to see the way. And if the husband treat you, manne, julle moet julle vrouens lief hê. En die wêreld kyk nou jou huwelik en hulle sien hoe Christus sy kerk hanteer. As mense na huwelik kyk, wat sien hulle? Daar's hy teks, Matteus 11:19-11. Not everyone is maturely loved to live a married life. It requires a certain aptitude, aanleg en grace. Why is marriage not for everyone? Hoekom is dit vir elkeen nie? Want as jy mense na jou huwelik kyk, ek meen, julle preek hier Sondag by die kerk en jy stap uit en jy stop by die Spar en jy vloek al klaar 'n ou hier buite. En wie was hierdie ou daar buite? Kom hy uit Christus, niemand se kerk uit. Ja. Jo, ek wonder hoe lyk hulle God wat hulle dien. Hoor wat ek sê? Wat mens of hy skelp sy vrou daar by die en jou huwelik is 'n illustrasie van hoe Christus sien. Hy sê manne, ja, julle vrouens moet julle onderdanig wees. Hy sê maar manne, julle moet julle vrouens lief van julle lewe daarvoor af. En nou ewe skielik, die wêreld is 'n vennootskap. Ons kyk na die wêreld, maar Christus se huwelik, die Gees in die bruid roep uit. Hy sê, die Gees in die bruid roep uit. Hierdie ou sing 'n lied, kom Jesus kom, en die Gees in die bruid roep uit, want ons het die volle pakket. So met ander woorde, beide die vrou en die man word uitgedaag. Die vrou moet die rol van die kerk vertolk, sy moet onderdanig wees. So my vrou moet nie meer kom hy oor dit en dat en die nie. Ek het nie 'n ander keuse nie. Ek moet jou anyway lief hê. Moenie groan en moan oor dit nie. Ek het nie 'n keuse nie. Ek moet jou lief hê. Pastoor Chris en julle pastoor Chris en julle wat in die bediening is. Enige vrou sal enige man onderdanig wees as die man sy vrou liefhet. Dit is nie eers nodig om te vra nie. Ek het nog nooit in 'n huwelik teëgekom waar daar nie liefde is en waar 'n vrou nie aan 'n man onderdanig is as die man sy vrou liefhet nie. En die een is nie maklik as die ander een nie. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Ek vra vandag, watter man kan opstaan nie behalwe ek wat reeds staan? Wat sy vrou so lief het soos wat Christus die kerk lief het en bereid is, het ek daar gesit. En bereid is om sy lewe daarvoor af te lê. Net ek wat staan. Dit daai en daai. Hy sê manne, hoor wat sê hy? Hy sê manne, hy sê jy moet julle vrouens lief hê soos Christus en bereid wees. Nou gaan die dinge 'n bietjie verder, né? En een ding kan ek vertel, as jy lank genoeg getroud bly en hierdie woord verstaan, want die enigste manier om lank getroud te bly is om soms jou vlees te kruisig. Dat ek ieder in die tuin stap, want vandag verwrig ek met my kale hande. As jy lank genoeg getroud bly, sal jy verstaan, om in die huwelik te bly, kos om soms jou vlees te kruisig. En dit is 'n uitdaging vir 'n man om toom gehou te word en loyaal te bly teenoor die huwelik. En dit verg soms om jou vlees te kruisig. Dit kos 'n passie om aan Christus getrou te bly. Dit kos 'n passie om die bruid van Christus te wees. Dit kon inspanning. En dieselfde met die huwelik. Dit kos soms guts om te vat en sê, "O, Here." Dieselfde met die vrou. As ek hom vandag in die hande kry, wrig ek hom met my kale hande dood. En as jy lank genoeg bly, dan kom jy dit vorder. Daar's iets in man se natuur wat skop om teen toegewydheid om vas te sit op een plek. Dit is die man se natuur. Maar die man het 'n opdrag gekry om haar lief te hê soos hy die kerk liefhet. Here, ek voel ek kan uitbreek en ek kan Wow, jy kan nie. Ek gaan vir julle nog 'n paar goed wys. Want soos wat ek jou liefhet, jy's mos my bruid. So moet jy haar lief hê. Luister, en ek het my lewe vir jou afgelê, jy moet nog jou lewe ook vir haar aflê. Nou raak die bolke 'n bietjie van die huwelik 'n bietjie anders. En ons albei het reëls. Hy moet haar lief hê soos Christus die kerk lief hê en sy moet
haar wil aan hom onderdanig wees. Nou ek gaan nou vir julle sê wat is onderdanig wees. Ons het 'n baie groot miskonsepsie van onderdanig wees. En so sal die vrou dan illustreer hoe die kerk teen Christus moet optree, dit te sê, nie my wil nie, Here, nie hoe ek wil nie, Vader, en jy gee jou wil op vir syne, en dis onderdanig. Hoe is onderdanigheid? Ek wil nou kook hê, dis 9:00 die aand, jy sal nou vir my, nee, dis nou 9:00 die aand, ek wil nou kook hê, jy sal nou vir my Spar toe ry en gaan kook koop. Dis manipulasie. Is ek reg julle? Dis nie onderdanig nie. Dis manipulasie. Aanhou sê nou dag hy sê hy's 'n wonderlike man. Hy sê as hy by die huis kom tap hy klaar water. Hy gooi klaar alles seep en as sy vrou kom kan sy net die skottel goed was. Nou okay. Weet jy wat is onderdanig? Weet jy wat is onderdanig, né? Wie is onderdanig? Dis jou naweek Petra, jy kan kies en Dawid sê, weet jy wat, ek weet ons was die vorige naweek daar gewees, maar wie wat, my pa ma is nie, kan ons asseblief, dan sê jy, wie wat, ek is bereid om my wil op te offer vir jou. Met ander woorde, dis onderdanig. Dis nie manipulasie nie. Dis onderdanig, wat die vrou sê, ek weet, dis reg, dit was my, dis onderdanig, vice versa. Ons moet die ding van onderdaan, dit wat die, en vrouens, julle moet julle man onderdanig wees. Nou, baie mans het gesê, so ek call die shots, papaatjie, en jy dans. Nou kan ek vir jou vandag vir jou sê, enige man wat sy vrou lief het, soos wat Christus sy kerk lief het, sal dans, want as Christus nou vir ek en Chris, en hierdie Chris, en wel, spring en dans, dan vra ons, Here, waar moet ons dans? As Christus nou met 'n opdrag kom, sê, klim hierdie kar en ry, ek wil julle vir 'n konferensie vat, hiernatoe, dan spring ons, Here, waar kan ons gaan? Dis soos die man teen sy vrou, want as ons onderdanig is aan Christus, soos die kerk, as ons, as kerk Christus so behandel, kan Christus met ons maak wat hy wil. En dis waarom Christus soms in kerke soos hierdie, wat Christus maak wat hy wil, want wie hoekom kan Christus hier maak wat hy wil? Want die mense wat sondig instap, is onderdanig aan Christus. En Christus call die shots hierso. En as hy sê dans, dan dans ons. As hy sê, want hoekom? Ons submit onder die gees van God. Ek wil net gou vir dit vat nog. Onderdanig aan my man, as daar 'n keuse is, ek het nou met julle gepraat, nee, julle het al twee reëls, pas op mevrou. Pas op, daar's reëls. Ja, maar ek pyn net soveel soos wat jy pyn, ek werk net so hard wat jy werk en bla 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 en alles. Dis reg. Dis reg. Maar in hierdie huis is daar reëls, verstaan jy? Ek is die man in die hoof van die priester van die huis. En ek verwag dit van jou. En weet jy wat? As jy haar liefhet, sal jy nie, as jy haar liefhet, sal jy haar punt nommer 1 nie misbruik nie. Is ek reg so? So dit wat jy van haar verwag om onderdanig aan jou te wees, is so maklik. En soos hulle saam die lewe stap, word 'n lieflike drama wat afspeel en op 'n asemrowende wyse, asemrowende manier, kyk die mense na julle huwelik. En op 'n asemrowende manier word julle huwelik 'n illustrasie van hoe Christus teenoor sy kerk optree. En Christus, dis waarom julle pastore Chris Emma, dis waarom ons vir mense moet sê, kom aan ouens, ons het foute. Maar weet julle wat, die wêreld daar buite hou ons huwelike dop. En in die proses, as jy na iemand se huwelik kyk, dan sê jy, wow, dis soos Christus met sy kerk maak. En as God vir die man, en God sê vir die man, as jy my reg speel, sal jou gebede nie verhinder word nie. Frans, ek bid, maar ek voel ek bid teen die dak vas. Wie kom maak jy behandel nie jou vrou reg. As 'n man wil weet, hoe voel hy oor homself, kyk hoe behandel hy sy vrou. Ek gaan julle gou nog iets in die woord van die Here wys. 1 Petrus 3 vers sê hy, en Jesus sê as jy my reg speel, en hier sien ons hoe Christus besig om sy bruid te reinig en skoon te maak voor hom, van woede, jaloesie. Toe Christus sy vrou gekry het, was sy nie reg en skoon nie. Hoe het Christus sy bruid skoon gekry? Deur met haar te praat. Hoe praat Christus met sy bruid? Daar van die preekstoel af Sondag. Christus besig om sy bruid voor te ry om eendag voor die Vader te bring. En deur sy bruid voor te berei, praat hy met haar. En hier sien ons hy doen dit deur sy woord, hy praat met sy bruid. Sondag na Sondag preek ons die evangelie van mekaar, ons getuig.
En in die proses is ons besig om die bruid skoon te maak, want hy wil 'n skoon rein bruid vir sy Vader present eendag. Hy sê kom vir 'n bruid skoon en rein. Met ander woorde, hy kry haar nie as 'n skoon bruid nie. En die probleem, manne vandag praat nie. Wat sê? En as jy praat nie, kan sy nie verander nie. Want sy verander deur jou woorde. Ons sit daar, hoekom? Manne sit. En as jy jou bruid wil verander, vertel vir haar, berei haar voor, sê vir haar, jy is die mooiste goggetjie. Giftige goggetjie. Suid van die Sahara. My skat, weet jy wat? Praat met haar. Sê vir haar, weet jy wat? Ek waardeer wat jy vir my doen. En soos jy met haar praat, soos wat Christus met sy kerk praat, so moes iemand, as Adam, ek gaan nou by kom, met sy vrou gepraat het, en nie sy bek gestaan en nou het nie, so die val nooit plaasgevind. Maar Adam met sy bek vol tande gestaan. En ons manne praat nie, want sy wil by jou hoor, wat dink jy van haar, wat beteken sy vir jou, hoe lief jy vir haar het, jy moet met haar praat, en vir haar om te praat moet sy verander. En dis waarom sy ander sê, ek moet met jou praat. En jy hoor die vrou sê, ek moet met jou praat, papa. Ek moet met jou praat. Ek moet met jou praat. Hoekom sy met jou praat? Sy wil met jou praat of vir jou te sê, praat met my. Vertel my 'n slag. Ou sê vir my, weet jy wat? Ek het die dag toe ons getroud gesê ek is lief vir haar. Ek sal vir haar die dag in kennis stel as ek nie meer lief is. 'n Vrou opereer nie so nie. Hierdie goed se koppe werk anders dan my broer. Nou wil jy nog vanaand met haar 'n bietjie in die bed plesier hê. Sy is soos 'n ou luster engine. Tik tik. Jy moet daar al vanmôre begin opswaai om vanaand. Jy kan nie vanaand insap sê, "Yes, is die kos klaar, kamer toe mamma." Is tyd nie. Nee, 'n vrou opereer nie so nie. Jy moet al met haar begin met 'n WhatsAppie, flirt met haar hier op 'n WhatsApp bietjie in. Stuur vir haar mooi sê jou sagte ou pragtige lippies vanaand gaan ek jou wys. Die grotman is coming home tonight. Praat met haar. Ek sê nee my broer, weet jy wat? Jy het lank al jou liefde vir jou vrou verloor. En dis waarom die kerk somtyds. Ag, weet jy wat, ek het vir Christus gesê, ek het hom lief die dag toe ek hom gesê het, en ek sal vir Christus in kennis stel. Ek is mos nou sy kind. Nee, sy bloed reinig my gewete dag vir dag. Sy bloed maak my skoon, sy bloed heilig my dag vir dag. Ek moet dag vir dag vir my bruidegom sê, ek het die lief, en vice versa. Want voed jy dit, is 'n ander boodskap, voed jy dit wat jou voed. Hoekom belê jy in iets wat in jou belê nie? Chris, baie keer belê ons in iets wat in jou belê nie, en wie dan op 'n einde van die dag droog die bron op. Die vrou moet aan mekaar sê, papa, ek is lief vir jou. Papa, jy's oulik. Papa, jy's mooi. Jy doen dit. Maar wat sê jy van haar? Daar's nie kommunikasie nie. Jy moet met haar praat. En hier kom dit nou. Efesiërs. Hy sê 5:28 hy sê verder gaan Paulus sê, en die mans behoort hulle eie vrouens lief te hê, soos hulle eie liggame liefhet. Wie sy vrou nie liefhet nie, het homself nie. Nou raak Paulus het misterie van Christus in die kerk totaal anders. En as hy wat sy vrou nie lief het, het homself nie lief nie. Nou kom die hele ding in 'n ander bolk. En hier is die mens, die mees verbaasde ding wat my te bowe gaan. As jy met paartjies praat, jy praat met en jy vra vir hom, hoekom slaan jy jou vrou? Hoekom vloek jy jou vrou so? Hoekom praat jy met jou vrou so? Hoekom doen jy nie goed? Nou, ek moet altyd vir hulle sê, mens spreek soms nie goed wat jy self in die lewe deur is nie. Wat my verneek op Renay, was eintlik omdat ek onseker gevoel het oor myself. Hierdie pragtige mooi blond. Ek het disleksie op skool gehad. Ek het omtrent standaard 3, het hulle my uitgehaal. Deur God se genade. Tot vandag toe nog kan ek nie goed lees nie. Maar hoor hierso, en ek het ewe skielik, wie wat kom ek toe agter? In elke geval hou daai man nie van homself nie. Hy sit met 'n lae selfbeeld. Hy is kwaad en teleurgesteld in homself. Daar is dinge in hulle lewens wat hulle self nog nie oor vergewe het. Hoor wat sê Paulus? Paulus kom, hy sê mans, julle behoort julle vrouens lief te hê, so julle eie liggaam. Wie sy vrou nie lief het en homself nie lief nie, hoekom slaan jy jou vrou? Hoekom teen jy jou? Ek kom agter, ek praat met hy het 'n lae selfbeeld probleem. Hy voel sy, as hy huis toe kom, tree hy teen sy vrou op, soos hy dit teenoor homself voel. Hoekom is dit nog nie reg nie? En eintlik skreeu op haar, en eintlik reflekteer hy die swakheid wat in homself sit. Ek hoop
Paulus kom met 'n baie mooi groot stelling hierso. En dan gaan Paulus verder en hy sê die volgende, hy sê, so man, as jy wil weet hoe jy jouself voel, kyk hoe behandel jy jou vrou. Want tot die boek sê, tot die mate toe wat jy jouself lief het, dat jy jou vrou lief. So hier kom die groot probleem, daar het ek het gesit. Efesiërs 5:9 gaan aan, hy sê, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus na sy bruid kyk. Ek het nog nooit 'n ou gesien wat in die oggend opstaan en voor die spieël staan en inteendeel, ons mans lyk nie staan ons langer. Dis eers die oë en ons versorg ons eie liggaam. Daar sê hy sê, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit. Soos Christus, luister mooi, soos wat Christus sy kerk versorg. Ons kom Sondag hier in en kyk wat het God gegee. En Christus versorg ons. Dan gaan Paulus verder. Manne, ek en jy manne. Soms moet jy net kyk hoe jou vrou hanteer. Dan kyk jy net, jy wil weet, kyk hoe Christus jou versorg. Want niemand wat ons vandag in hierdie plek sit, as sy bruidmanne, kan sê dat Christus nie na ons kyk nie. Ons kom met karre hier aan, ons is fyn, ons het huise om in te bly. Christus versorg ons. Hy sê manne, en so wat Christus sy vrou lief het, sy kerk lief het, hy sê soos Christus ons versorg manne, so moet ons vrouens versorg. Ons is deel van die bruid, man en vrou. So soms sukkel ons man met die goed en ek kan nie verstaan nie. Hy sê dis nie normaal dat jou eie vlees moet haat nie. Dis wat hy daar bo sê. Hy sê, hoe kan jy jou eie liggaam haat? Dis nie normaal nie. Geen mens verniel homself nie. Nou hoekom sal jy jou vrou verniel? Geen mens vloek homself nie. Hoekom sê jy haar vloek? Ja, ou Paulus was miskien 'n droë ou, maar Paulus kom iets en Paulus begin iets van die misterie tussen Christus en die kerk. En Christus tree toe, as ons instap hier op 'n Sondagoggend, Christus jy instap en daar by julle, dan is Christus reeds hier. Hy kom in ons hier aan. Hy's wag vir ons met oop arms en hy versorg ons en hy koester ons deur sy Heilige Gees vir ons te gee. Wanneer gaan bid word en wanneer God se salwing oor ons kom. Hoekom sal ons hier staan en sê, ja, sorry met alle respek en ek sê dit baie liefde vandag. Daar is vandag kerke wat die ou liedjie gesing, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsty of me. Mense stap honger daar in die kerk is wat hy ingestap. Maar Christus voed ons. Geen mens verniel homself. Die King James version sê, nourish, food, and cherish, koester. Luister nou baie mooi. Hier kom het nou. As die eerste arm sy vrou gevoed het, en die sy vir hom, so die val nooit plaasgevind. Hulle het die godheid gebreek, toe die nourish hier, die nourish. En wat moes gebeur in die tyd? En sy gee vir hom, in plaas van hy vir hom. Sy moes gesê, nee, hy moes gesê, nee, ek is voor jou wees. Jy voed my, ek voed jou. En in my jare wat ek van dit soos 'n vark aan het en hare rondgesleep het en rondgeskap. En ek sal nie die goed aangebied het as ek nie eers naams kan praat. Skop ek vir my na gesig as ek so dronk. Vra ek die volgende dag vir ou kolletjies, en sy sê enige gestaan soos. Sê ek, jy seker nie so doen. Einde.
nooit gebeur dat jy waar gesê, nee, mens. Nee. Jy voed my nie. Ek voed jou. Ek was voor jou hier so. En hier is die probleem, gaan ek sluit af. En wat die eerste Adam gemaak het, hy gee vir Satan 'n plek. Hy gee Satan die geleentheid om sy vrou op die bos te lei. Hy gee Satan die kans om die God te breek. En toe die orde gebreek word, toe misluk die koninkryk. Alles val in mekaar. As die dad van die huis val alles. As die dad knak die kinders. Want ek voel vandag en daar, as ek geknak het, toe ek my vrou so koester gevoed het, so my kinders nie vandag geknak het. Dankie die God van Allah, is 'n antwoord vir al die families. Afrika. Maar toe ek die een gewees het, moes gevoed het, toe moet er my die huisie probeer aan die gang. Nou kom God en sê, is julle bereid om hierdie as 'n illustrasie om te doen? Ons is vir my so belangrik voor ons by al die lekker doen. En wanneer ek na jou huwelik kyk, die wêreld kan sien hoe ek teenoor my kerk. Paulus kom en sê, man, Paulus sê, man, jy verstaan. Of het Christus jou lief het, so moet jy jou vrou lief hê. Hy sê, wie haat sy eie liggaam? Toe die mate toe wat jy al lief het en jouself lief. En ewe skielik rond ons huwelik, buite die lekker slaapkamer gaan lief doen, die lekker kwikkies wat ons hier vang so langs die pad. Ek en Rene is nou baie, want ons lyk so af, kits in Afrikaans, weet jy wat sy kits is? Dis 'n kwikkies hier vanaf langs die pad aftrek. Ag, jy weet het. Ons het 'n ou liedjie gesing, elke afdraai paadjie ken ek. Ek ry mos so baie, ek ken. Want wie? As ons so op die pad ry, seker dan onthou jy nog hierdie paadjie, hier tussen Vanderbijl, ons hier was, altyd vir ouma hulle gaan kuier. Weet jy, soos die kinders. Jy sien nou raak die huwelik 'n groot plesier en 'n lekkerte, want ons koester mekaar. En ons enjoy mekaar, en ons love mekaar. Soos wat Christus jou lief het. Yes, ouens, ek het 'n stelling gemaak, en ek weet nie of ek dit weer later moet maak nie, met hierdie huwelik nie. Maar dieselfde passion, wat daar is wanneer 'n man en vrou saamkom, en hulle seks het. En hy release daai sperms, daai orgasme, wat jy in die vlees belewe, is dieselfde van die God se Heilige Gees. Eintlik anoint jy jou vrou. And it's almost the same when God anoint you with His Holy Spirit en jy voel. Het jy al gevoel as jy in die teenwoordigheid van God kom, daai Because why? You become one flesh in the flesh, and you become one in spirit with Christ. Dis waarom Afrikaanse woordskappe sê, en ek laat nie verstaan nie, en ons sal gemeenskap hê met die Heilige Gees. Here, U is hier, U is in my. Dis dieselfde ervaring wat 'n man en vrou moet beleef, van hulle intiem verkeer. Adam, as jy nie die duiwel 'n vatkans gegee het nie, sou die val nooit plaasgevind het nie. En nou kan ons sê, moenie die vyand die orde in jou huwelik breek nie, ouens. Die duiwel kry dit baie maklik reg om die orde in die huwelik te breek, want hoekom wil hy die orde breek? Want as ek môre vir 'n hy los, of haar slaan, of haar skei, of iets gebeur, en baie mooi, ek sê nie dit kan nie gebeur nie, pas op, jy wat sê, ek bid God dat dit nie sal gebeur. Satan omdraai en sê, hulle daar in Chris en sy vrou se kerk 'n huweliksnaweek aangebied. Hy het met sy groot bek daar voor ons gestaan, ewe manhaftig, en kyk waar lê hulle huwelik nou. Dis nou kinders van God daai. Dis wat hulle sê, my broer. En die wêreld sê nee, jou.
As hy met sy vrou so maak, ek wonder hoe behandel sy God hom, as hy dan ook deel van die bruid is. Ek wonder wat het God aan hom gedoen, dat hy dit aan sy vrou doen. Dis wat die wêreld sê. Want ewe skielik word ons huwelik nou 'n illustrasie vir die wêreld om na te kyk en te sê, wow, Niels, as ek na jou huwelik kyk, en hoe jy sin nie behandel, en hoe onderdanig sy aan hom is, dan sê ek, hierdie man en vrou. Iemand sê nou reg 'n mooi ding, hy sê, ek het so 'n prentjie met 'n vrou wat die Bybel so op haar gesig geprint het, so. En daar staan geskryf, the only Bible some people may read is your face. Nou kom ons in die kerk en nou loop lang so. Vader, weet, lyk of ons 'n hele gemeente in suurlemoensap gedoop is. Jou almal so lang bekke. Maar ja, the joy of the Lord is my strength. The joy, die blydskap van die Here, ek het 'n fout gemaak. Jy sal nooit die orde in jou huwelik reg kry as jy na die wêreld kyk nie. Die orde van die wêreld om jou huwelik reg te kry sal nooit werk nie. Want die wêreld het nie 'n huwelik is 'n ooreenkoms. Dit sal nie werk nie. Want God is die skepper van die huwelik. En in hierdie woord sien ons die orde. En as jy sukkel om jou rol in die huwelik te speel, manne, as jy sukkel om te verstaan wat jy in die huwelik beteken, is dit vir jou goed om te verstaan wat ek vir jou doen. As jy sukkel om jou rol as jy sukkel om as man om te sê, Here, ek sukkel om my rol in die huwelik vol te staan, kyk net wat God vir jou doen. En sê, dankie Here, want die mate waarop my lief het, U my lief het, is die mate waarop my vrou moet lief het. En my lewe vir haar aflê. Here, maar ek sukkel, wow, jy het nie 'n keuse nie. Jy het nie 'n keuse nie. En as jy wil weet hoekom maak jy so met jou vrou, gaan kyk hoekom jy het so, dis oor hoe jy oor jouself voel. Hier kom 'n groot ding, as ek klaar met hom amper. En as jy het moeilikheid vind om jou rol as man in die huwelik vol te staan, gaan praat met die Here en sê vir hom, ja, ek is op die einde, ja Here, dis haar fout. Ja Here, dis die se fout, dis daai se fout. Die vrou wat U my gegee het. Nou begin ons, ja Here, as die vrou wat U my gegee het, dis sy Here. En sy het vir my van die boom gegee om te eet. En die vrou antwoord en sê, "Jo Here, U verstaan nie, dis die slang en en kan ons nie begin verskil. Ja, maar as jy nie dit aan my gedoen het, so ek nie dit gedoen het nie. Jy het nie meer vir my mooi gelyk nie en jy het nie dit gedoen nie." En ewe skielik begin die, ja, ons het almal foute gemaak, sê die Here, maar ek is nog steeds lief vir julle. Selfs as ek struikel en ek val, ek het jou nog steeds lief. Get over it. Burn the bridges that's behind you, so that the world can see that you are still my bride. Ons is maklik in die huwelik om te sê, ja, maar as dit nie vir jou was, as dit nie vir my was nie, as jy nie dit gedoen het nie, as jy nie dit gesê het nie, as jy nie die was, as jy nie daar was nie. En hier kom die probleem. Julle moet dit vir my sê, Frans, as jy verkeerd doen, nou kan ons nog steeds vra. Dit wat God saamgevoeg het, mag die mense skei nie. Maar wat van, as dit eintlik nie God was nie, as dit net 'n vennootskap tussen twee mense was, en God was nooit in die saak nie. Nou moet ons die ballgame gaan verander en sê, Here, ek en Remus kom na 15 jaar, ons is nou vandag, ons is 31 jaar nou getroud. Dank God na 15, 16 jaar. Ja, maar na 15, 16 jaar, toe begin die Here te kom en die Here begin in ons lewens te verander. En die Here begin ons lewens te verander. En die Here begin inspraak in my lewe te gee. En dank die Here dat God 'n verleentheid omswaai in 'n geleentheid. En dis die misterie. En dis die misterie van hierdie teks in die woord. Omdat dit sy liggaam is waarin ons lede het. Jy moet dus bereid wees om vir haar op te offer alles. Jy moet vir haar net so goed versorg soos jou eie liggaam en sy sal aan jou onderdanig wees. Efesiërs 5:31. Daar staan in die skrif: daarom sal die man sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en die twee sal een vlees wees, been van my been en vlees van my vlees. Die eerste Adam val, hy maak het, die tweede Adam kom, hy sê, omdat ons dood is, sterf hy vir ons. En Paulus kom met 'n groot uitdaging, julle. En nou moet ons net pas op.
as Christene, dat ons nie so heilig raak. Iemand sê 'n mooi ding, you are so heavenly minded, that you are earthly useless. Jy lag daaroor dan. My broer, ek het hulle gesien, hy Saterdag aand, ry hy nog sy kar anderste. Sondagoggend, dan bestuur hy sy kar anderste. Gisteraand het hy so gegroet, vanmôre groet hy so. En as hy by daai deur instap en verander sy. Ek het tot gesien dat pastore se stemtoon op 'n Sondagoggend verander. Ek staan in hierdie, waar kom ons dit, my broer? Hulle begrawe ou daar in die Kaap, hulle loop by die kus. En toe die manne na by die graf kom, toe gly die kus en die predikant besef, hy sê gryp hom, en hy besef sy stem, hy sê gryp hom. Wees jy net jy soos die Here jou gemaak het? Kom jy aan en sê, ons moet erken teenoor mekaar, ons het swakhede, help ons. Maar wie wat ons tonge soms so lank, ons sit in die kerk, al lek ons die pan by die huis uit. Lang tonge wat wil skinder, lang tonge. Ek het 2 goed by ons kerk, ek sluit af daarmee. Jy kan moord pleeg en jy kan kerk toe kom, jy kan doen wat jy wil. Maar as 2 goed dat jy nie welkom is by ons kerk, net 2 goed. As jy skinder, jy dink jy's beter as 'n ander, gaan soek vir jou ander plek, want hier het jy niks oor 'n ander te sê. Soos mense by ons kerk loop, hulle vrouens weg gaan sê, julle weet mos hoe hulle weg. Of dit geskinder of hy dink hy's beter as 'n ander. Want dis die 2 redes waaroor hy waai, Chris. Jy kan moord gepleeg het gisterand, God se bloed reinig jou. Jy kan in oorspel gevang, God gaan jou uitreg, hy gaan jou reg. Jy kan maak wat jy wil, God gaan jou reinig. Maar daai 2 goed is ek bang voor. Maar dit is goed dat mense aan seer maak. Vader, baie dankie dat ons vandag so kon. Ek is klaar. Ag, en dan gaan dit aan. En dan sê hy net, hierin lê die diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus in die kerk. Nou sê Paulus in Efesiërs 5. Hy sê, dis die geheimenis wat opgesluit het tussen Christus en die kerk. Hy sê, maar ek pas dit van julle op toepassing. Elkeen moet sy vrou lief hê soos hy homself lief hê. En die vrou moet, Paulus sê, weet jy wat, hier is eintlik van toepassing op die kerk, Christus se bruid. Maar ek noem dit net so vir julle som in julle huwelike, want julle huwelike, omdat julle een word, soos julle een in die vlees word met mekaar. Soos wat die vrou uit die Adam uitgehaal is en teruggesit het en they become one flesh. So word ons een met Christus en wanneer ons een met mekaar word en ons skappel in Christus. Hy sê, ek wil dit net so vir julle noem ouens. Die wêreld daar buite, hou julle huwelike dop. Watch out. Hy wat jou vanmôre help. Dis hy wat jou hierdie week gaan dra. Sometimes I soar like an eagle in the sky. Above the peaks, my soul can be found. An unexpected storm may drag me from the high. Wil wat sê daar? It can bring me low, but it will never brings me down. Yes. I know the master of the wind. Yes. I know the maker of the rain. He can calm the storm and the sun shine again. I know the master of the wind. I know the master of the wind. Yeah. I know the maker of the rain. He can calm the storm and the sun shines again. Yes, I know the master of the wind. Yes, Jesus. He can calm the storm, make the sun shines again. I know the master of the wind.